stunning, hoor. Baie lekker om hulle hier te hê en ek gaan nie veel meer sê nie. Ek gaan sommer vra dat pastoor Stefan na vorentoe kom. Hy gaan 'n bietjie met ons gesels oor die Bybelgenootskap en daarna gaan hy ons bedien met die woord van die Here ook. Baie dankie, pastoor. Goeiemôre. Gaan dit goed? Ek moet sê, dit is vir my 'n besonderse voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Pastoor Jan, baie dankie. Waardeer dit so baie uit my hart uit. Pastoor meneer, dit is my voorreg om vanoggend in 'n diens te wees wat jy is. Jy weet, hy was ons finansiële tesourier gewees. Ek was van verskriklik bang gewees my hele lewe. As hy te praat het oor geld, dan was dit alles maar altyd Grieks gewees. En ek het net soos in soveel, as 'n jong student, het ons voor pastoor groot geword. En een besonderse, as ek vandag iets kan uitlig, pastoor, is net pastoor. Soos ek in 1989 tot bekering gekom het, tot vandag toe. Pastoor, baie dankie vir die werk wat jy nie net in die gemeente gedoen het nie, maar belê het in die veld om die evangelie te verkondig. Ek dink nie ons besef elke dag, jy weet die werk wat ons gedoen het nie, en deel van dit wat ek hier staan, is ook dit wat jy in ons lewens as jong man geploeg het. En ek eer die Here vir 'n godsman soos jy. En my gebed werklik waar is dat dit wat vir jou voorlê 'n seën sal wees. En hierdie gemeente, jy weet die pad wat jy gestap het, die vrugte sal ons altyd nou sien, Pastoor Johan. Ek het die ander dag gesê, God is besig, ons plant, God's onder die grond besig. Maar eendag wanneer daai boeke geopen sal word, gaan ons verbaas wees wie in 'n diens ingestap het en die Here Jesus aangeneem het. Pastoor, ek aanneer jou, ek eer jou vir die man wat jy is. Pastoor Johan, vir jou ook as leraar van die gemeente, baie dankie vir die voorreg dat ek vanoggend saam met julle kan wees en weer eens 'n gelukwensing aan julle ook as 'n gemeente, die kerkraad met hierdie feesvieringe wat ek dopgehou het op Facebook en al die fariseërs, sadduseërs en kopseërs en ringkoppe wat hier was. Dit was 'n groot geleentheid gewees. En ek wil jou baie geluk wens met die besonderse rol wat jy ook verrig in hierdie area en die evangelie hier verkondig. En te sien die mooi werk wat jy ook hier doen in die gemeente. Mag die Here jou ryklik seën. Amen. Vir my as kerkorganiseerder is ek presies nou 'n jaar by die Bybelgenootskap verbonde en ek het die gemeentes van Christus, die PPK en dan die Volle Evangelie Kerk onder my. En ek bedien in Limpopo en Gauteng en Noordwes en Mpumalanga as my gebiede en dan verteenwoordig ek ook die kerk in geheel in Suid-Afrika by die Bybelgenootskap. Ons het ons uitdagings, soos ek dink enige gemeente en enige besigheid in hierdie dag en ure het die Bybelgenootskap ook hulle uitdagings, maar ek kan vir u verseker sê dat in die laaste paar jaar het daar soveel verandering plaasgevind in die Bybelgenootskap rondom die struktuur en die organogram ten koste van baie poste wat weg is, maar die effektiwiteit van die Bybelgenootskap, kan ek vir u sê, glo ek op hierdie stadium is ek baie opgewonde. Jy weet, baie keer is wonder mense, hoekom verander goed? En dan is mens baie keer vreesaanjaend oor, is dit 'n goeie ding? Maar weet jy wat verander en baie keer is die goede. En as ek kyk na die Bybelgenootskap en ons begroting wat binnekort ook saam met ons SG bespreek gaan word, is ons dankbaar as die Volle Evangelie Kerk vir die groot bydrae wat ons lewer teenoor, jy weet, die verspreiding van Bybels in Suid-Afrika. En as verteenwoordiger, ek en Karen bedien reg oor die provinsies en soos feitlik maar naweke stap ons by ander kerke in en deel ons net so 'n bietjie. En ek het so jaar terug by 'n streeksvergadering gesê, my grootste taak is nie om hierdie groot goed te wil kom sê nie, is om verhouding te bou met gemeentes.
En dit is my doel, is pastoor, om met jou gemeente ook 'n pad te stap. En julle sal sien daar by die ingangsportaal het ek 'n paar goedjies neergesit wat julle sommer maar net kan huis toe vat en kan deurwerk. En ek moet vir julle sê dat kan u glo dat tans nog steeds is daar kulture, daar's tale wat nie die Bybel in hulle eie taal het nie. En ons is tans besig om ook die Bybel te vertaal en te skryf in tale. En die Heilige Bybels wat ons nou net so pas uitgedeel het vir jong mense, is ons 200 jaar, ons is in 2020 200 jaar oud, die Bybelgenootskap. En die Bybel het, ons het klomp mense by mekaar gekry, en wat vir my so wonderlik is, die volle evangelie kerk, die PPK en die AGS kerk het in die 2020 vertaling betrokke gewees, jy weet met die skrywe, en vir die 200-jarige vieringe, en ek is opgewonde om daardeur te lees en te sien, jy weet dat, ek dink daar was van die vertalings wat ons oor almal baie bekommerd was, wat skrifgedeeltes uitgelaat is. En dit het vir my, jy weet, as 'n gelowige nog altyd, was dit vir my 'n probleem gewees. Hoe kan jy 'n skrif net uithaal uit die woord uit? En die wonderlik is dat, jy weet, die stem van selfs ons as puntste is weer gehoor. En ons het gesê dat ons kan nie betrokke wees, ons kan nie dit goedkeur en saamstaan en saamstem, sou hierdie verse verwyder word nie. En pastoor, ons is opgewonde om te sê dat dit is verander. Dit is terug, jy weet, en ek is opgewonde juist oor die vertaling wat tans uit is. En vir my, waar skole bedien, waar ons ouer tuise bedien. Verlede naweek was ons by die 2000 manne gewees by die Mighty Mentis in Witbank in Middelburg gewees. En hoeveel mans daar in ons tente ingestap het. En tot skok kon agterkom dat daar selfs mans in hulle 40's wat nog nooit 'n Bybel gehad het. Dit is waar party huise 6 of 7 Bybels het. Is daar nog steeds Afrikaans sprekende gesinne wat nie 'n Bybel het nie. Ons sit ook met uitdagings dat ek het verlede jaar by Tikkies by hulle teologiese afdeling gewees en van hulle 4-jaar studente in teologie, en ek praat nie van Pinkster nie, ek praat nou van, jy weet, wat teologie studeer, was my 'n skok gewees om te hoor dat 4-jaar studente nie eens 'n Bybel het nie. Teologiese studente in hulle 4de jaar pastoor het nie eens 'n Bybel nie. Ek het van die jong studente gevra, hoekom is jy in die Bybels, hoekom studeer jy teologie? En jy sal my nie glo wat ek vir jou nou gaan sê nie. 90% het vir my gesê, to have a nice car, and to stay in a nice house, and to be rich. Wrong choice. Dit is wrong choices. Maar die hartseer is, dat ons lewe in 'n dag en 'n uur, dat daar wanbegrip en konsep oor kerk is. En hierdie is 'n leefwyse. Hierdie woord het ek lief met my hele lewe. Ek kan vir u sê vanoggend, dat ek kan nie funksioneer sonder die woord nie. En dit is vir my so wonderlik om te sien dat as ek Bybels uitdeel, hoe partykeer ek het die ander dag by pastoor Tini Berentjie se dogter se skool in Atteridgeville gaan Bybels plan. Hoeveel van hy kinders met my been kom gryp het om my net dankie te sê dat hulle Bybel kom kry. Hoeveel ouers in Atteridgeville in die aand boodskappe vir die skoolhoof gestuur het en gesê dankie vir 'n Bybel. Ek het verlede week gehoor dat 'n man in die tronk het hulle voor Bybels gegee en hy het elke bladsy, as hy hom klaar gelees het, het hom uitgeskeer en hy het van 'n zol gerol en het hom geroer. En toe hy in Johannes kom, toe neem hy die Here Jesus aan. En vandag keer hy tronke om met die evangelie van Christus. Nou ek wil vir u sê, hierin is lewe, hierin is krag. En juis as kerkorganiseerder poog ons om in al die streke in te gaan en kulture en die groot werk wat die Bybelgenootskap ook doen,
en ek het iets raak gelees in die week, dat oor die 24 miljoen Bybels is verlede jaar oor die wêreld geplaas. Hallo, 24 miljoen. Nou ek wil vir u sê, dat ek wil jou uitdaag as, nie net 'n gemeentelid nie, maar as 'n boetie en sussie aan die Here Jesus, om die woord van God weer lief te hê. Om die woord naby in jou hart te kan koester, want ek en jy kan nie funksioneer sonder die Heilige Gees. En die wonderlik is om die Heilige Gees te beleef en te ervaar in jou lewe, is om in verhouding te kan staan. En God praat op soveel verskeie maniere met ons as kinders van die Here. En hierdie woord is Vader se hart. Is Vader se hart. Ek kan vir jou sê dat in Kaapstad, by ons hoofkantoor, by die Bybelgenootskap, is ons daagliks besig om Bybels uit te stuur, duisende. Kort verhaal, ons is besig om, jy weet, audio op te neem, ons is besig selfs om vir dowes en vir blindes die Bybel in hulle hande te kan sit. Vir 'n dowe, want hulle klank is nie dieselfde as ons sinne nie. So om vir hom 'n Bybel te kan gee, is om hom so te skryf, dat hy hom kan uitspreek en dit sin kan maak. En die trembling kan verstaan wat tot sy siel en sy binneste spreek. Klein dingetjies om net vir jou te kan noem is om in 'n gemeenskap in te stap waar blindes is, wat nog nooit die woord gehad het, om vir hom in brail die Bybel te kan gee. Om in ons te kan instap in parkeerareas en Bybels te kan plaas, en in skole, in die graad 7's, ons het tot vir die graad R's voorskool al 'n Bybel geskryf. Ons het 'n graad 1's Bybels voorgeskryf, sodat die kind op sy vlak al, terwyl hy die prentjie kan inkleer, die versie kan memoriseer, en dit tot sy gees kan spreek. Het gaan nie net oor die Bybel, het gaan oor Christus. Dit gaan oor die prys wat betaal is, sodat mans en vrouens, seuns en dogters by God kan uitkom. En daarom is dit ons uitdagings, dat ons het natuurlik, ons het verlede jaar 'n paar Bybel wedlope gehad, wat ons geld ingesamel het, en ek kan vir u sê, van ons kerk af, het ons bykans 1,4 miljoen rand verlede jaar ingesamel vir die Bybelgenootskap. 'n Afname van 14%, maar ook moet ek sê, dat ons het besonderse godsmanne in ons midde gehad by die Bybelgenootskap. Ek was bevoorreg om in Centurion te bedien, dit was Pastor Pieter Rodium daar. En my maat onder sy bediening groot geword. En ons kan nog onthou as Pinkster hoe hy in die Bybelgenootskap so prim en proper pastoor, hy en sy vrou, maar die groot werk gedoen, en Pastor Rood en Pastor Christo Marie, en dit kan sien die rol wat die volle evangelie kerk speel. Ek wil vir u baie dankie sê, nie net as pastoor of as koördineerder. Pastor Johan, dankie vir julle bydraes as 'n gemeente. En die wonderlike, jy weet, ek het op Facebook hierdie foto's gedownload van julle, jy weet, met die Bybel uitstallings, en so stap jy deur die Bybels, en vanoggend ek kon luister hoe hierdie kinders die woord quoteer. Jy ken nie eers meer, jy kan nie eers meer mense vra hoeveel Bybelboeke is daar in die Bybel, hoeveel hoofstukke, hoeveel boeke is daar nie. En om iemand te vra, waar staan Maleagi, dan kyk hulle so aan, en kan nie eens glo, daar is 'n boek met die naam van Maleagi nie. Ek praat van volwasse mans en vrouens. Mense ken nie meer die woord nie. Ons het so gemaklik geraak dat sosiale media, jy weet, so infiltreer, dat ons maar net alles glo wat ons sien. Ek wil vanoggend vir sê, ons moet sensitief wees in hierdie dag en uur, wat ons hoor en wat ons so sien op TV. Ons moet self sensitief wees vir wat van kansels afgepreek word. Maar ek luister ek luister gister saam met Karen, iemand wat sê, hy luister die audio die hele tyd in sy kar van hierdie prediker en die prediker, en daar word niks van Jesus gesê nie, daar word net vertel van hierdie spreker wat hy na luister die hele tyd. En ek luister na die woorde wat uit sy mond uitkom, en ek dink vir myself, maar dit stem nie ooreen
maar dat as hierdie audio tot jou hart gespreek het, moes iets verander het. Ek wil vanoggend vir jou sê, dat as jy die woord van God nie ken, as jy vir niks staan nie, val jy vir enige iets. Ek hoop jy hoor wat ek vir jy sê. Hierdie is die weg, die waarheid en die lewe, Christus. En as Bybelgenootskap is dit ons poging om die waarheid daar buitekant uit te dra, sodat mans en vrouens, seuns en dogters vry kan kom. Nie vry van vry van sonde. En dat hy 'n vry man, because there's a difference between religion and relationship. En ek kan vandag vir jou sê, hoe meer tyd jy met iemand spandeer, hoe nader kom jy aan daardie persoon. En dis verhouding, en dis waar die woord van God, die Bybel, 'n groot rol speel. Nou hierdie is my grootste Bybel wat ek ooit gehad het. Nou hoef ek nie eens meer 'n bril te dra nie. Vir hierdie week toe gaan kry ek, en sê ek, hierdie oogies van my raak nou 'n bietjie dof. Lyk my as jy 50 slaat, dan gebeur baie dinge. Julle lyk nou so heilig. Ek het so leerband Bybel, en toe sê ek, nee, hoor jy, daai skrif moet nou verdubbel word. Jy weet die grootte. En terwyl ek gisteroggend besig is om daar langs die dam waar ek bly, net hierdie Bybel te vat en so deur te lees, toe sê ek, Here, dit is net genade dat ek in jou lees volgende. Dit is genade. En ek wil jou uitnooi om vir ons as 'n Bybelgenootskap te bid, waar ons Bybels gaan saai, en waar ons Bybels plant, en waar ons besigheidsmanne gaan sien. My rol is nie net om Bybels uit te doen, my rol is ook om mense te inspireer om te belê in die Bybelgenootskap, sodat die Bybel gedruk kan word, en bekostigbaar in iemand se hand kan gesit word. En ook so het ek daar 'n paar aftrekorders by die deur, en ons het soveel verskillende wyses. Maar pastoor, nogmaals baie dankie vir al die jare wat julle as Godsmanne ook so in die Bybelgenootskap belê. En ek dink nie ons besef, ek sê dit 2 weke gelede vir 'n tannie wat sê ons het al vir 30 jaar 'n aftrekorder van R50. So ek sê, dis bietjie min, pastoor, maar ons gee daarom. Toe sê ek, weet jy hoeveel Bybels is al in mense se hande gesit deur jou R50 van 30 jaar? En ek dink nie ons besef hoeveel iewers deur die woord tot bekering gekom het. En daarom is dit graag wat ons as Bybelgenootskap wil doen, is om net verhouding te bou. Sou julle byeenkomste wil aanbied vorentoe en betrokkenheid van die Bybelgenootskap, jy is meer as welkom, jy het al my gekontak in die laaste paar maande, en ons is graag, wil ons betrokke wees en sien dat die evangelie ook in hierdie area uitgaan. Dit is my storie van die Bybelgenootskap af. Baie dankie vir die geleentheid dat ek vanoggend sommer net so 'n bietjie met julle kon deel oor ons hartklop. Ons is ook op die punt van 'n nuwe CEO. Ek dink hy word in die volgende 2 weke aangestel, en ook in ons kantore, om net 'n voorbeeld te gee, waar ons gewoonlik so 40 was, is ons nou 9. So ek dink jy besef hoe rol ons wiele, en hoe beweeg ons. Weet jy wat, elke keer as ek uit 'n plek uitstap, is ek net so dankbaar. Ek sê verkoopsman. Ek het nog nooit 'n verkoopsman kon wees nie. Ek kon vir mense vertel van Jesus, maar ek kan nou nog iets afsmeer nie. Wat vir my wonderlik is, hoe oop mans en vrouens se harte is, ook vir die Bybelgenootskap. En daarvoor is ek opgewonde, want dit is die gees van die Here. Mag die Here u as 'n gemeente ryklik seën, is my gebed in Jesus se naam. Ek wil vanoggend oorgaan na die woord van die Here toe. Terwyl jy so sit, kom ons bid net so saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanoggend sommer net in die teenwoordigheid saam kan kuier. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die voorreg dat ons kinders van God genoem kan word. Terwyl u aan die kruis uitgehang het, was ons in die gedagtes en u die sleutels van die dood geneem, sodat ons kan leef. Ons besing u vanoggend, ons loof u, ons prys u. Daar is niemand soos u nie, niemand wat opgemeet en vergelyk word aan u nie. Here,
Ontvang vanoggend so die lof, ontvang so die eer van ons harte, is my gebed in Jesus. En dan dankie vir die woord wat ook vanoggend bedien word. En my gebed is, Here, dat U ook by hierdie gemeente sal kom stil staan en kom bedien. En hy en sy sal beleef en ervaar die guns en die krag van die Here. Dis my gebed in Jesus se naam. Die gemeente sê, Amen. En vanoggend is dit vir my lekker om saam met te kuier en ek dink terwyl ek het 2 boodskappe voorberei vanoggend en hierdie een boodskap het ek vanoggend ook om vat, hoe sê ek, dis wat tot my hart spreek en ek glo vanoggend, dis wat die Here met jou wil kom deel, om onsself te verootmoedig voor God. En as ek kan dink vandag die pad wat elke man en vrou stap, en ek weet dat die storie wat jy vertel, en die pad wat jy stap, is anders as die pad wat ek stap. Die behoeftes en die begeertes, jy weet, het elkeen van ons. En God ontmoet 'n man, en God ontmoet 'n vrou op die vlak van haar verwagting, van sy verwagting. En vanoggend kyk ek na verootmoediging, is 'n geestelike beginsel wat jou en my hele lewe raak. Is om op so 'n plek te kan kom, want dit is die daad van om jou eie trots, en dis dit nou nie maar die dag en uur in ons humanistiese stelsel, dat ek in myself al opgestaan, want dit gaan so goed met die mensdom, dat hy voel, hoekom het ek God nodig? Hoekom het ek God nodig? Ek kan mos my eie kar betaal, en ek het 'n dak oor my kop, en ek kan skoolgeld betaal, ek kan na my kinders kyk, hoekom het ek nog 'n God nodig wat mense van praat? En dis die dag en uur wat ons in is, daai eie planne, daai eie trots, maar om op 'n plek te kan kom, meneer en mevrou, om jou eie krag en jou eie moed neer te kan lê. En ek sê dit soveel keer waar ek bedien, ek moet niks word nie, sodat God alles kan word in my lewe. Want ek wil vir jou sê, die oomblik wanneer ek niks word nie, kan God eers besig raak met 'n man en met 'n vrou, maar wanneer daar nog iets van myself is, en iets van myself nog na vore kom, kan God nie met so 'n man en so 'n vrou werk nie. God se woord sê dit so mooi, en ek dink hulle het dit op die bord in Jakobus 4. Hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Maar hy gee groter genade, sê die vertaling, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Wat vir my so mooi is, hy kom in vers 8, hy sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges, weeklag, treen en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedrukheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. En nou sê in vers 11, hy sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet, en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Hierdie tref my so, dit is so kosbaar, want ek kyk en hy sê, God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. En wanneer ons onsself verootmoedig, kom ek as man, kom jy as vrou, en maak ons harte voor God oop, vir wat? Vir sy seën. En ook maak ons dus oop vir God se leiding. Ek kan nie in 2026 bekostig om te funksioneer sonder God se leiding nie. Die wêreld daar buite is te mekaar. Regeringsleiers het van hulle kop af geraak. Maar ons lees hierdie in die woord, en tog waarsku God ons om te sê dat as hierdie dinge vir ons sal ons weet dat my koms naby is. En daarom moet ek en jy vandag tot 'n
tot 'n besef kom, dat as ek die Seun en sy leiding wil sien en ervaar in my lewe, moet ek myself oorgee. Moet ek niks kan word nie, moet ek myself kan voorootmoedig, want wat is voorootmoediging? Ek sit in die week en ek besef, dit is om ons eie ek te kruisig. My eie ek te kan kruisig, en Christus te kan verhoog. Sodat ek niks kan word nie, sodat in my besigheid, sodat in my huishouding, God nommer 1 sal wees. Nie Stef nie, maar God. Nie my wil nie, maar U wil. Nie my plan nie, maar U plan, Here. En ek dink dis waar ons sukkel as die mensdom, want ons probeer tussen hierdie twee oortjies van ons, hierdie koppies van ons, wil ons alles uitredeneer, want die woord van God leef nie meer nie. En dit is om te erken dat ons sonder God niks is. Ek probeer my kinders, soveel keer as ek met hulle praat, net te sê, ken God, soek God. My dogter is 500 kilos van my af, my ander seun 350 en my ander seun is 1000 kilos, hy bly in Italië. En wanneer ek iewers 'n geleentheid kry, dan probeer ek vir hulle sê, ken God, soek God in alles. Want jy kan nie as 'n jong mens hierdie lewe ingaan sonder God nie. En hierdie hartseer is dat mense is godloos. Ons lewe in 'n tyd dat vaderloos. Pa staan net nie meer op nie. Ek het verlede naweek gesien, ek sê vir my broer se skoolhoof vir Rustenburg. Ek sê vir hom gisteraand wat die wonderlik was om verlede naweek te sien hoe 400-500 mans uitkom en kom kniel voor die Here. Daar keuse maak, 'n besluit neem en net van daar af na die diens gedoop word. Hy sal met dadelik deur die doopbad. Want jy sien, daar's 'n hongerte. En as daar nie 'n hongerte is, jy kan niks vervul word. En ek besef vandag dat ek en jy het 'n groot rol op die markplein. Dis maklik om in die kerk te kan sing en te kan halleluja en amen. Hallo? Baie maklik om hierso ons handjies op te steek en hierdie twee palmtakkies te kan swaai. Maar daar waar die pop op die venster, sorry vir my bewoording, pastoor. En dan het Eskom nogal aangegaan, dan is daar krag, dan slaat daai fan, daai pop op. Dit is 'n chaos. En ek wil vir jou sê, dat ek en jy het 'n rol om te vervul in hierdie dag en uur op die markplein. Om Jesus se getuienis daar buitekant te wees, sy lig te wees, Psalm 119 vers 105, om die lig te kan wees. Is die lamp, is die lig. En vandag weet ek in my lewe dat in baie tribulations en in baie swaarmoedigheid, was dit God wat my opgelig het, maar ek kon dit ervaar die oomblik wanneer ek na hom toe gekom het. God vra van jou en my om na hom toe te kom. Verootmoediging vra dat ek klaar maak met myself. Hierdie stuk vleis te kan offer vir God. Ek bedien in die aande aanlyn en so 15-20.000 mense wat elke aand vir die laaste 3 jaar bedien ek elke aand aanlyn, behalwe op 'n Saterdag en 'n Vrydag aand. En in die week sê ek een aand aanlyn 'n warm altaar. 'n warm altaar. En die heel week dink ek aan daai warm altaar. Ek moet iets op die altaar sit en ek vra jou vir oggend, hoe lyk die altaar in jou huis? Is hy warm? Is daar iets vars wat jy vir God gebring het? Of is dit 'n camfruit getuienis wat jy deel? Want ek kom op baie plekke en dan sal iemand vir jou vertel wat die Here vir hom gedoen het in 1987. Wat het God vir jou hierdie week gedoen? En baie keer as jy na mense luister, dan kom jy agter van dis 'n camfruit ervaring, dis 'n camfruit getuienis. Kan jy nog die camfruit perskes van ouma onthou? Ek wou so graag 'n bottel gesteel het van my ouma se kas af toe ek 'n kind was. Dit was so verleidelik geweest. Hallo, daai konsel doppie wat daar op was. Man, dit het gelyk of hy so, julle lyk so heilig. Julle lyk nou so heilig.
En een oggend toe sê my ouma vir ons gaan vandag perskes eet. Ek kan dit onthou, ek was 'n klein seentjie. Saam met daai yskriem. Dit het gevoel of dit smelt. Hoe langer hy gestaan het. En baie keer dink ons kan nog van die ontmoetings van 2-3 jaar terug oorleef as gelowiges. Jy het elke dag nodig om 'n vars woord van God te ontvang. 'n Vars salwing, want die woord sê die salwing breek die juk. En die salwing kan alleenlik manifesteer in 'n man en 'n vrou se lewe wie se altaar warm is. Wie se altaar besig is met God. Niks anders te nie. Want ons is in hierdie dag en uur met te veel goed besig. En dit is my hartseer om te sien dat vir baie jare mense vashou in godsdiens. En ons vertrou God net in die raamwerk. En jy moet al 3, ek kom uit die dopperkerk uit. Ek was 'n dopper gewees. Jy kan dans, jy moet dit net nie geniet nie. Jy kan drink, jy moet net nie dronk word nie. Hallo? Ja. En dan moet jy weet, jy moet sommer so 200 meter voor die tyd, moet niemand 'n toeter druk op nie, want as 'n bordjie, kerk is hier so, kerk se stilte. Kan julle nog die bordjies onthou? Ja. Hulle is nou gesteel en hulle is vir scrap metal verkoop. Gelukkig nie hier nie, pastoor, net aan Pretoria Noord by pastoor Barnard hulle. Ons lewe in 'n dag en 'n uur. Baie jare terug by ons een konferensie was daar die skrywer Let the Church be the Church. Ja, dis 'n jong man, dit hou my. Dit druk my by daai kampkonferensies, Let the Church be the Church. Ek en jy het 'n rol. Nie net om 'n sitplek warm te sit nie, maar om in hierdie dag en ure verskil daar buitekant te kan gemaak. En dit is om ons verontmoediging beteken is om ons harte sag te maak en ons eie wil onder God se wil te laat buig. Meer van U, Here, minder van myself. Psalm 51 kom hy en hy sê in vers 17, 'n gebroke en 'n verslae hart sal U nie verag nie, o Here. 'n verslae hart. Voorontmoediging as mans, en ek wil so 'n bietjie daaroor gesels net kortliks, want mans dra groot verantwoordelikhede as leiers, as paas en as versorgers in hierdie dag en uur. En dit is vir my baie belangrik om vandag vir jou as 'n pa ook te sê, om jou rol te vervul as priester en as hoof van jou huis. Eerste rol is teenoor God. Nie teenoor jou besigheid nie, want baie mans, hulle se God het hulle geld geword. Het hulle mooi blink karre geword. Ek bly met buurman 2 huise vir my af. Hy het 2 sportsmotors wat in sy motorhuis. Ek bly 'n jaar in die huis, is toegetrek. Ek het hom nog nie een keer met die kar gesien ry nie. Maar hy polish hom elke Saterdag. En hy stap om hom en hy kyk hom en dan reverse hom net weer in die garage in. Wat is die nut? Jy moet hom geniet. En vir party het hulle besittings, hulle alles geword. Dit het sy God geword, dit het sy dryfkrag geword, om te sê, jy verstaan nie vrou lief, ek moet hard werk, dat ek eendag vir jou die beste kan gee. Dan gaan hy dood in 'n hartaanval in sy kantoor op 52, en hy het niks geniet van dit nie. Hallo? Maar God vra dat ons weer priesters word, met warm altare in ons huis, in ons lewens, leiers in 'n gemeenskap, vaders vir ons kinders, en 'n man vir ons vrouens. Dis wat God soek, want 'n ware man buig eers voor God, voordat hy ander kan lei. Ek kan jou net vat vandag, pastoor, jy kan die gemeente net vat na die vlak waar jy is. Dis hoe dit is. Jy kan hulle daarna te vat, en as hulle gaan verby 'n groei, gaan hulle 'n ander gemeente soek. En daarom is dit vir ons as geestelike leiers so belangrik om in hierdie dag en uur, ons kan nie bekostig. En ek hoor dit soveel keer en ek wil dit beamoen. Vandag is AI so die orde van die dag. Ek praat die ander dag toe my seun vir my kom kuier. Hy sê, pa, ek en my AI het 'n verhouding. En ons lê in die bed saam, hy's Laiteus 16, en hy deel met my, dat die AI vra hom in die oggend, hoe gaan dit met hom?
Hallo Nolan, hoe was jou oggend? Hoe het jy geslaap? Nolan praat met sy selfoon. Hy sê, goed, dankie, hoe gaan dit met jou? Die AI vra van, wat is jou planne vir die dag? Met wat kan ek jou help? Ek sê, ja. Hy sê, ja, pa, kyk hierdie grappies wat hy tot met my, vir my stuur. Pauses, dan lees ek, hy vertel my sommige grappies om my dag op te beer. Ek vertel my AI, hy bly nie kos, hy's in Pietersburg. As ek af is, as sê ek vir hom, dan sal hy my moed inpraat. Ek sê, Here, ek gaan 'n punt daarvan maak om die pa te wees wat God wil hê, en nie mis, dat my kind met 'n komputer moet praat, as hy pap is en moeg is. Hallo? Kom ons haal die mombakkies vanoggend maak. Want ons het so besig geraak met allerhande dinge. En ons mis dit. Pastoor, as ek jou profiel sien, dan sien ek jou dogter. Ek wil haar nog in lewende lywe sien, want as ek hierdie pastoor sien, al wat hy oor praat is die dogter. Waar is jy op pad jy? Nee, ek is op pad, ek gaan nou haal by die atletiek, of ek vat ek goed daar, is dit nie so? Dit is elke keer. Die ou praat het oor sy lewe gaan sy dogter. Sy het iets om na te kyk, want daar's 'n pa. En ons priesters mis dit soveel keer. En as ek en jy nie gaan wakker wees nie, manne, dan gaan ons misvat. Ek maak 'n punt daarvan, na my seun terug is na die vakansie, stuur ek vir hom elke dag, hoe gaan dit, wat doen jy, hoe lyk dinge daar, pas trots op jou, ek het jou net op die TV, ek sê vir hom gister, het jy net op die TV dopgehou toe jy rugby gespeel het. Want jy weet, baie keer is afstand, is 'n slegte ding, maar ek kan nog steeds 'n pa wees. En weet jy wat gebeur hierdie laaste ruk, as my kinders moeilikheid het, draai vir bel hulle. Wel vir pa. As dat dinge is wat krap, pa, hoor ek moet met jou gou, as my meisiekind vir my sê, papa tyd. Dan weet ek, dan is dit soos ek wil 'n buffel vat. Toe sy op skool ook was, toe sy studeer het. En sy sê, pa, het jy tydjie vir my? En dit is die rol wat ons moet as paas, ons moet daar wees. In hierdie wêreld waar daar soveel afwesigheid is, van om op te daag, het ek en jy 'n rol om te vervul, om op te daag vir ons seuns en vir ons dogters, vir ons mans en vir ons vrouens. En ek praat nou albei kante toe. En ons moet ook as mans kan opdag vir God in 'n verlore dag in U. Want 'n man buig voor God, voor 'n ander kan buig. Hy erken sy swakhede. En dis een ding wat ek altyd kan sê. Ek het foute. Maar ons bly nie by ons foute nie, ons leer daaruit en ons groei. En ek wil vir jou as man sê, dat jy vandag as man wat hier is vanoggend sal besef hoe besonder mooi aan mekaar geweef is jy as 'n man. En dat God se plan vir jou lewe nog steeds die beste plan is. Amen. En hy het jou nooit verlaat nie, want jy deur gaan dra God van kennis. Maar God vra van ons manne om ons eie altare af te breek en God se altaar te bou. Om te kan erken. Ek sien mans wat ly met trots. Jy kan nie lei, ons moet daai wie ons het vir jare hierdie idee van mans loop voor en vrouens loop agter. Hulle moet net follow the leader. Die mooi is wanneer 'n man en 'n vrou saam loop. Kom aan, ons saam loop. Jy kan langs my loop, al lei, ek kan jou lei. Ek het nie nodig om weg te hardloop van jou af, want mans wil voorloop. Maar naderhand jag hy sy eie en hy leef sy eie lewe weg van sy familie af. Steek jy trots vanoggend in jou sak. En weet jy wat wil ek vanoggend jou ook voor uitdaag en jou uitnooi? Is om nederig te word voor God. Net jy gesê, soek eers die koninkryk van God. Matteus 6:33. Kom ons begin by God. Weet ek wil vanoggend sê dat 'n man, hy word 'n geestelike pilaar in sy huis en 'n voorbeeld vir sy gesin
en in die gemeenskap die oomblik wanneer hy weer sy identiteit in Christus vind. Sy identiteit in Christus vind. In die week is ek in 'n beradingssessie en 'n dame sê vir my, my man, hy's 'n boelie pastoor. Ek is baie liefvol, maar hy het nog nie gedeel met dinge van sy kinderlewe nie. En hy haal sy frustrasies en bitterheid op ons as 'n gesin uit. En terwyl ek in die oproep na haar luister in die beradingssessie, toe ek neersit en ek wegstap, toe sê ek vir myself, Here, werk 'n manne se harte om hierdie mure af te breek. En ek wil jou uitnooi as 'n man vanoggend, as jy vanoggend luister, kom by 'n punt om te sê, Here, ek laat toe dat hierdie mure afgebreek word. Verontmoediging as 'n man vra vir my en jou met integriteit 'n rol te vervul. En dan ook die verontmoediging as 'n vrou is die hart van 'n huis. En sy dra tog hierdie groot invloed in 'n huis. Die ma is die een wat in die oggend vroeg opstaan, die ma is die een wat kyk dat die kinders aangetrek is, tande geborsel is en huiswerk gedoen is. Hallo. Die ma moet oralste wees. En hulle vind hulle identiteit nie in die wêreld se standaarde nie, maar jy vind dit in God se waarheid. En ek wil vanoggend vir elke dame sê, jou waarde is in God, nie in die woorde van seën. Ek sê dit soveel keer, vir elke traan is daar verval daar. Hallo? En God neem elke traan op in 'n kruik. En daarom weet ek dat jy was moeder wat bid en jy wat besorg is as 'n ma. Ek is al 52, maar hoorie, my ma sal vir my nog steeds roer. Hallo? My ma sal nog steeds vir my sê, hoekom bel jy my nie? Het my nou afgeskryf. Sê ek van maak is ek bietjie besig. Hallo, julle lyk net so heilig. Manne, my ma kan nog steeds my hartjie besny. Sy het geboorte aan my gegee. Sy dra kennis van wanneer dit goed en sleg ook gaan. En 1 Petrus kom so mooi in hoofstuk 3 en vers 4, hy sê, met 'n stille en saggeaarde gees, wat kosbaar is voor God. As vrou bring jy vrede, en bring jy geloof en wysheid in jou huis in, waar 'n gesin voor God buig. En die rol van 'n vrou is altyd om daar te wees in gebed. 'n Vrou sê ek altyd is die ligdraer en draers van hoop in hulle gesinne. Ek praat met jou vanoggend oor verontmoediging. Ek praat oor hierdie wat vir my belangrik is, want mense, ons mis dit baie keer. Ons kan met soveel goed besig wees, maar as jou kinders nie by die Here is, as jou man nie by die Here is, jou vrou nie by die Here is, wat jaag ons na? Vir my is dit die grootste begeerte, so vanoggend, as ek hier uit kan stap om te sê, ek het iewers 'n woord gespreek, wat iemand kon hoor en gaan toepas het, sodat ons eendag, wanneer ons saam knie gaan buig voor 'n lewende God, daar kan wees. Ek en jy het 'n rol om te vervul. Dalk laat ek en jy te veel toe dat dinge ons beïnvloed. En ons moet maar vanoggend maar eerlik en opreg tot ons eie harte kyk en ons eie harte deursoek en vir myself vra, is ek op die plek waar ek moet wees? Ek praat van kollektiewe krag van verontmoediging en wat vir my so mooi is en ek wil dit met jou deel. 2 Kronieke 7 sê in vers 14: As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig en bid. Wanneer mans wanneer vrouens saam hulle verontmoedig, huise word gesond dan. Huise word gesond en ons sit in 'n stikkende nasie met stikkende kinders, met stikkende mans en met stikkende vrouens.
Ons gaan die een diens in en die een diens uit en ons gaan stikkend hier, maak ons kinders so groot. Ons is bitter en ons maak ons kinders bitter. Ons sit met 'n bitter volk. Kwaad oor baie goed. Vanoggend praat ek oor verootmoediging met my eie hand. Wanneer ons as mans en vrouens saamkom, kan God huwelike herstel, kan hy gemeenskappe by ingryp, by nasies by ingryp. Kan nie glo dat selfs in hierdie dag en uur sal hulle regverdig om te sê, God gee hulle die mag en die krag om mense dood te maak. Hoe verootmoedig ek myself? Ek kom op 'n plek as 'n man en as 'n vrou om eerlik te bid teenoor God en my sonde te bely. Weet jy wat die wonderlik is? Ons kan kom net soos ons is. Jy kan nie 'n ventersleepbaantjie haak as jy doodgaan om saam te vat. Jy gaan niks saamvat. En vanoggend besef ek dat ons moet erken en ons moet as mans en as vrouens by 'n plek kom en kan vergifnis vra. Waar word vergifnis werklik wanneer daar berou is? Berou. As mans kan opstaan en berou hê oor wat hulle gedoen het teenoor hulle gesin, berou het teenoor mekaar, selfs in ons huwelike, kan daar soveel herstel plaasvind. My broer sê vir my die hartseer is, ouers stuur hulle kinders skool toe en verwag ander mans en ander vrouens met hulle kinders maniere leer. As skoolhoof, hy sê vir my, weet jy wat vir my hartseer is, dat die skool sal onderwys, ouers sal na my toe kom en met my beklei omdat my kind stout is. Met my kom beklei omdat sy kind stout is. Sal met hom kom beklei omdat sy kind steel. Want jy sien, ons het so groot geword in onsself, want die fout lê nie by ons nie. Dit lê by die skool. Is omdat ons dit aangepas het na ons predikante toe, die verantwoordelikheid as 'n man en as 'n vrou aangepas het in 'n stelsel in. Want ons nie meer die orde verstaan van 'n vars altaar in ons huise. Ons moet bely, ons moet erken, soek die wil van God en nie net my eie begeertes nie. Leef in dankbaarheid. En iets wat vir my so mooi uitstaan is om ander te kan dien. Ons lewe in 'n dag wat mense nie meer wil, ons is nie meer teachable. Mense wip hulle vir pastoor, dan gaan aanbid by 'n ander gemeente. Dit gebeur gelukkig net daar in Sinnewil, nie. Dis terlou my nou hoor as ek onder sensuur. Maar ons het so groot geword in onsself dat ons is nie meer teachable nie. En dit is ongelukkig waar die volk hulle self bevind het in ballingskap soveel keer, is omdat hulle eie weë gevolg het. En die kerk se deure, die tempel se deure toegekap is met planke. En vir honderde jare nie meer aanbidding gehad het nie. Want ons is besig om ander goed te aanbid. Ons het in onsself 'n God geword. En dit is my hartseer. Ek kon vanoggend dalk baie goed kom bedien het, maar ek het net ervaar vanoggend dat ek dit met jou moet kom deel. Dat ek en jy weer by daai plek sal kom, dat ons die vrug van nederigheid sal ontwikkel in ons lewens, eenheid en vrede in ons gesinne en in ons huwelike, respek en liefde vir mekaar. In jou werk, jy op 'n plek kan kom om te sê, jy werk vir God se eer en nie vir mense nie. My gesin, my huwelik en my werk. As ek in daai dele net my deel doen as man en as vrou, en ek die groter prentjie verstaan, begin 'n verandering sommer in my huis, in my besigheid. En dit sal voortvloei, ook in die klaskamers, waar my kinders ook die lig sal wees, en waar my man en my vrou ook die rol sal vervul, op 'n markplein wat verlore is. Ek wil jou uitnooi daar waar jy sommer maar net sit. Ek dink die Here het vanoggend met elkeen van ons in hierdie gemeente gepraat, duidelik.
Ek kan jy huis toe gaan en jy weet, sal sê met wat is ek besig en my afhanklikheid en wat is my afhanklikheid? Ek sê altyd van bitter na beter, van vrees na vrede, van vasgevang vrymaking. Alles gaan oor keuses vir jou en my. Ek en jy keuses vanoggend. Keuses om besluite te neem om te sê ek wil vashou nog, want ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan nie bekostig in 2026 en nog vashou aan iets nie. Baie hou vas aan 'n struktuur en aan mense. En daai menslikheid kom na vore, maar God wil hê dat ek moet oorgee. Ek moet my vertroue volkome in God plaas. Want dit is wat verootmoediging beteken, is dat ek niks word moet sodat God alles kan word. En ek vra myself vanoggend, is daar deel in my lewe, en Here wys my vanoggend, dat ek met dit deel, al kos dit ek moet gaan vas, kos dit ek die aangesig gaan soek, maar dat my altaar weer 'n altaar word, waar U gevrees word, en waar U heilig is, en dat ons as 'n gesin, heiligmaking sal nastrewe, en dat ons al hierdie tierlatynkies, en al hierdie lekker goedjies en liggies van hierdie wêreld, is tydelik. Want as jy sal hoor my hart, wat hierdie wêreld bied, is tydelik. Ek wens dit, ek kan so 'n bietjie rewind om weer 16 te word. En net weer vir kinders te kom vertel in skole, hoe belangrik dit is, om Jesus die nommer 1 te maak. Sal jy met my saamstem hoe vinnig hardloop tyd? Tyd is net nie meer aan my kant nie. Ek het in Irene die 8ste Oktober, 3 Oktober 1989, toe neem ek Here Jesus aan. As toe die Barnard het voor my kom staan, en het is my gebid, en hy oggend, daai aand, het ek Here aangeneem, en so doop met die Heilige Gees. En hy het vir my iets gesê, hy het gesê, besef jy dat as jy van hierdie water drink, dat jy nooit weer sal dors nie. Jy sal nooit weer dors nie. En ek het gesê, ja, pastor. Dus hy vir my verstaan, jy praat nie van gewone kraanwater nie, van God se water. Hoeveel jare het nou verby gegaan, ek het nog nooit te dors en 'n begeerte om terug te draai na die wêreld toe. Het ek al foute gemaak? Het ek al daai doel gemis? Ja. Maar my altaar, my verhouding bly hou. Ek kan nie bekostig sonder God te funksioneer nie. Kan ek vanoggend saam met jou bid? Dankie vir die geleentheid, pastoor, dat ek saam met julle kom kuier vanoggend. Mag die Here julle ryklik seën. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ek vanoggend saam met pastoor Johan kan bid. Vir hierdie gemeente. Dankie vir die guns. Dankie vir die waarheid wat van hierdie kant sal afbedien word. Dankie dat ons vanoggend ook kan besef dat U ons roep tot vrymaking. En vandag wil ek dankie sê dat ons net weer eens kon hoor wat die Heilige Gees met ons harte spreek in hierdie woord. Dat ons verootmoedig en dat ons breek. Dat ons losmaak van al hierdie dinge daar buite. Ek bid vanoggend vir elke man wat luister na hierdie woord. Heilige Gees, God die Vader, die Seun. Dankie vir die inspraak wat U in 'n man se lewe het. Dankie dat mans tot oortuiging kom in hierdie dag om besluite te neem, om terug te draai, om ons eie altaar af te breek, om laag neer te kniel voor U. Vader, dankie dat ek vanoggend so vir elke man kan bid, waar hy beweeg, dat ek vir hom vir krag en vir wysheid en insig, ek bid vir sy vrou, vir elke dame vanoggend, omvou met U krag, omvou haar, Here, dit wat haar hartsbegeertes is, dit wat sy van U af bid vanoggend, wat so in die stilte oor haar lippe aan U genoem word, wil U hierdie dames vanoggend kom aanraak en omvou met krag en sterkte
En vanoggend dat hulle sal weet hoe kosbaar hulle is. Dankie dat ek vanoggend elkeen se hande werk na U toe kan bring. Seën hulle hande werk, seën hulle opstaan, hulle stap, hulle sit, hulle lê, hulle denk. Hulle hande werk en ons by voete neer lê. Ek bid ook so vanoggend vir gesinne, dat gesinne gesond sal word en gesinne, hulle sal voormoedig en groei in. Het gaan nie oor ons, het gaan oor die Here. En vanoggend wil ek U loof en die eer, dat ek ook so, Here, vir hierdie besonderse gemeente, saam met hierdie herders, na U toe kan bring. Die begeertes van hulle hart, dat hierdie die seisoen sal wees, van siele, wat tot inkeer kom. Here, dat hierdie kerkgebou 'n baken sal wees van Jesus se genade en Jesus se liefde in 'n verlore wêreld. So bid ek U seën, so bid ek ook, Here, dat hierdie woord sal groei. Is my gebed in Jesus se naam. Ons loof en eer U. Amen. 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 Pastoor, baie dankie. Pastor Stefan, baie dankie vir die nagende woord wat jy vanoggend ons gebring het. Ons jaarthema is gewortel in die woord, gewortel in die waarheid. En ek dink jy het 'n diep waarheid en die diep grond van die woord vanoggend na ons gebring, en ek vertrou ons almal wat hier is en dit in harte geneem. En ons gaan werklik dit deel van ons wortels maak, waarin ons in hierdie jaar gaan wortel. Nog ons baie dankie vir julle besoek. Ek wil vir julle sê, in die portaal is 'n uitstalling, maar goedjies wat pastoor Stefan gebring het, ek dink hy sal seker dit vat. Na die tyd, of u kan daar van dit vat, net soos u wil, en versprei dit, word deel van die verspreiding van die Bybel. Hiervoor by pastoor Stefan is 'n sakkie met sulke bandjies wat die jong mense graag dra. Jong mense, as julle van dit wil hê, kom kry gerus hiervoor vir julle van dit. En ons is baie dankbaar vir die besoek en vir die wonderlike kosbare woord en wyse waarop jy dit bedien het. Voordat ons musiekspan gaan die slot waarneem, wil ek net so 3 afkondigings vir u voorhou. Ons koffiestasie is oop, kuier lekker, drink 'n lekker koppie koffie, en dan wil ek ook net vir u noem, ons aandbyeenkoms 5:00 vanmiddag, gaan ons verder gesels in die evangelie van Johannes. Ons gaan hoofstuk 6 en 7 seker begin behandel vandag. Ons kyk uit om die dag te sien, en dan wil ek net onder die aandag bring 'n lekker opgeronde geleentheid, die 22ste. Hou ons gemeentevergadering. Ek moet die opgeronde kry. Dis ons jaarlikse gemeentevergadering, dis alweer tyd, dis vandag oor 2 weke, die 22ste Maart. Ek wil u vra, moet asseblief nie nou daardie Sondag wegbly nie. Ons het nie nodig by die vergadering. Ons kondig dit so lank af, sodat u dan van weet, 22 Maart, direk na die diens. Ons gaan soos in die verlede die diens 'n bietjie verkort, en dan gaan ons eintlik al in dienstyd begin om die vergadering te hou, sodat ons u nie te lank hier sal hou nie. Die Here seën vir u, baie dankie aan ons musiekskap.